Baie welkom by hierdie episode van Net Nog Enetjie. Kry vir jou ietsie daar waar jy saam luister of saam kyk en gesels saam en doen al die lekker dinge. Ons het 'n lekker spyskaart vandag, maar nou julle sal nou meer daaroor hoor. Maar ja, luister asseblief saam en geniet dit. Ja, vandag praat ons oor die RNE 1 jaar later. 1 year later is nou soos die einde van 'n fliek wat hulle sê 1 jaar later het John Boy ry nog steeds trekkers en geniet dit, maar is alleen, goedjies soos daai. So hier is nou die RNE 1 jaar later. Was it worth it? Werk dit nie? RNE of RNE? Ons kies om. Voor ons begin, net nog enetjies op Apple Podcasts, Spotify en YouTube. Los asseblief vir ons 'n resensie en gesels saam. Sê waar wil julle gesels? Wat dink julle? RNE, wanneer ons hier klaar is. Dankie dan ook oudergewoonte aan ons borguitspan Delhi vir ons bierbekers en die inhoud daarvan. Ons bierbeker sê los my volk en bier. Los my bier en volk en hulle het allerlei ander interessante goedjies ook daar by kultuurkafee.com. Gesels saam. Ja. RNE. Goed, soos kon ek sê, dit is die RNE, die Regering van Nasionale Eenheid. Dis nou 1 jaar later, so ons gaan 'n bietjie van 'n bestekopname doen en sê okay, maar wat het die afgelope jaar gebeur? Wat het nie gebeur nie? Wat was die verwagtinge? Wat het gerealiseer? En dan ook so 'n bietjie kyk na wat is die wie sê nou nog aan die agterspeen in hierdie hele groot koalisie saamgestelde regering, wie put half die meeste uit, wie kom sleg tweede, vir wie het dit dalk goed gedoen in terme van die stembus wat wag, wie het dit baie sleg gedoen. Ja, so net bietjie gesels. Waar staan ons 1 jaar later? Is daar, ek dink daar was natuurlik groot opwagting gemaak oor hierdie ding en ek dink mense was regtig opgewonde daaroor en het gehoop okay, maar hierdie is regtig nou nogal sy uitkoms en hierdie gaan Suid-Afrika laat goed lyk en ons het aanvanklik gesien beleggers vertroue en Suid-Afrika se beeld en 'n klomp goed dit het alles opgegaan en dinge was bietjie beter, maar as ons nou gaan kyk 'n jaar later, hoe lyk die ekonomiese prentjie en het al hierdie goeders gebeur of was dit toe maar net in daai oomblik 'n tipe van Ramaphosa wat toe ook nou nie gebeur het? Ramaphosa weer gaan 2, maar dan Ek dink die feit dat ons 'n jaar later hier sit en ons praat nog steeds van die RNE in die teenwoordige tyd nie in die verlede tyd nie. Dis al klaar 'n bietjie van 'n wonder want ek moet vir julle sê as ons gaan kyk na 'n jaar terug wat ons ook hier gesit het, ek dink daar was wesenlike kommer oor hoe lank hierdie gaan hou. En hier is ons nou al by 1 jaar later. Ja, dis nou ook wel die GNU Don het gehou. Ek dink ons kan eintlik kyk as 'n bietjie eers net ons moet net onthou hoekom is die RNE gestig. Niemand wou dit gehad het van die partye nie. Vir die ANC was dit half triekie. Hulle het nog steeds hulle 40% uitslag gekry en toe nie geweet wat om te doen nie, maar hulle moet vir Cyril president kry en toe trek hulle die DA nader. Die DA het dit baie duidelik gemaak. Ons gaan in die RNE in weens die EFF. Nie omdat met die ANC wil saamwerk nie, maar omdat ons nie met die EFF wil saamwerk nie, ons wil glad nie die EFF met regeer nie. So dis hulle primêre beweegrede gewees. Die Vryheidsfront is in om baie soortgelyker is, maar het gesê luister ons het meer kans om van binne af invloed uit te oefen al dan nie. Die IFP het ingegaan en toe begin doodstil bly, redelik buite Natal het gegaan. Luister ons is in, ons help Natal en ons gaan Dirkou doen en toe hulle net dit sê niks meer nie. En dan is daar die kleiner ouetjies wat ook al in is, as ek nou die PAC wat skielik nou bemiddelaars geword het. En so voort. So meeste die PA, dis die een wat ons die groot Guyton wat in is en besluit het hy gaan sport in sports verander en seker maak. Hy het in 'n baie entertaining portefeulje verander. Hy het. Ja, ons almal weet hy wou eintlik die minister van binnelandse sake gewees het sodat hy op groot skaal kon deporteer. Presies dit. Maar okay, so nou die eerste vraag sal wees is as mens nou vir die ANC moet 'n jaar later as koalisievernoot. Kyk, het dit vir hulle gewerk? Het nie vir hulle gewerk nie. Het dit vir hulle gewerk? Ja, want elke party moet het dit vir my gewerk. Wel, het dit vir jou gewerk? Nie regtig nie, nee. Ek dink ek is met jou daar. Vir die ANC vriend genoeg dink ek is dit 'n baie mixed bag. Hulle peilings wys hulle doen beter as hulle in die RNE is, maar hulle self voel dit nie. Ja, en ek dink mense sien dan daai goed soos wat met BTW gebeur het, verstaan waar iemand anders in die RNE gesê het, hoor nee, ekskuus, hierdie kan nie gebeur nie. Waar die ANC dit duidelik voorgestaan het, maar toe kom die ander party en sê hoor nee, julle kan nie hierdie doen nie. En daai moet jy uiteraard redelik sleg laat lyk, want
dit is dan duidelik hier's hierdie hele groep en jy was Nico, ek voorbankies. dink die ANC is baie dik val, daar's al baie goed wat hulle laat sleg lyk het en dit is vir my gelyk of hulle van koers verander noodwendig, né? Nee, maar dis die ding, hulle het nogal nie, hulle is daai groepleiertjie op skool wat net voorloop en nie actually kyk of mense volg nie. En toe met die begroting terugkyk en gaan, ouens, waar is julle? Hulle het afgedraai. Ja, en toe Lankal. uitvind, wow. So dis gemeng. Die een kant is die ANC het redelik reg gekry wat hulle wou. Binne die ding, hulle het Bella geteken en deurgevoer, het onteiening geteken en deurgevoer. Hulle het internasionale beleid vasgehou, hulle is nog steeds daar in beheer, hulle het NGV geteken deurgevoer. So dit lyk baie sleg. Waar hulle vasgeval het is met die begroting wat hulle opgedog het. Okay, ons ken nie die routine, ons teken dit. John maak 'n toespraakie, Pieter hou 'n toespraakie, hulle teken, ons gaan aan. Dis eintlik meer John maak 'n toespraak, Pieter maak. Ek wys vir Julius, hulle stem in, ons gaan aan. En toe dit nou nie heeltemal gebeur hierdie keer nie. En toe het hulle amper die ding gesink actually, weens dit. Ja. Maar vir die ANC is dit nie 'n slegte eksperiment nie. Dit gaan vir hulle redelik goed. Die probleem wat hulle tref is ons implementeer nog ANC ekonomiese beleid en dit werk toe kan jy glo presies so goed soos vorige ANC ekonomiese beleid. Impliserende werkloosheid is op. Nee, sê goeie op nie, maar is op. En groei is af. Dus as dit nou 0,1% gegroei. Weerens nie wat jy wil hê nie. En dit gaan aanhou solank as wat jou ANC ekonomiese beleid implementeer, maar dit ook in middel van hierdie ware ANC ekonomiese beleidstyl aangekondig. Ons gaan 'n 100 miljard rand rasfonds stig wat ons gaan seker maak slegs swart mense toegang tot het. So ek dink vir hulle is dit eintlik 'n heel lekker ding. Hulle gaan goed aan, hulle het ministers, hulle hou toenemend, hulle trek die lyne met wat mag ons onderhandel die hele tyd oor, soos hulle sê, nee, dit was nou die vorige parlement. Julle mag glad nie oor dit praat nie. So hulle maar wat van die volgende parlement is, nee, daar's nou nog nie wetgewing op nie, hulle kan ook nie oor dit praat nie. So wat kan ons praat? Oor die ete. Redelik. Was die hekkie met die begroting nie dalk 'n aanduiding dat dit moeiliker gaan raak vir hulle? Jy verwys na nasionale gesondheidsversekering, jy verwys na Bella, wat was die ander een waarvan ons gepraat het? Onteiening. En toe kom ons by die begroting en toe is dit nou ewe skielik nie meer so maklik nie. Is dit nie dalk 'n aanduiding dat die volgende stuk wetgewing nie net ook deurgevoer kan word? Ja, want ek meen om by te voeg dat ons het toe nou vir Trump gehad en hy was daar in die Withuis en ons het gesien wat daar gebeur het en ons het gesien daar was toe nou al reperkusies gewees. Wat was die reperkusies gewees? Wel Starlink, die voorbeeld van Starlink nou al daai beleid wat verslap is om al daai toegewing te maak dat hy nou kan kom. So ek dink ons soos gesê het laas dis 'n bietjie begin kraak. Mens gaan nou sien of dit nou nog verder gaan en stoomroller of wat ook al. Maar hierdie klomp goed het gebeur, daar's al verskeie hofsaake teen amper alles wat dan nou reeds geteken en geïmplementeer is. Onder andere deur die DA spesifiek dan nou oor onteiening. Dit lyk wel soos jy sê of dit dalk nou moeiliker gaan begin raak. Ook die eerste jaar was vir hulle nog lekker, maar dit is waar die begroting, want van wat ons kan aflei is daar's nog die parlement het nog amper geen wette deurgesit nie. En die begroting. En dis dit. En hulle drie probeerslae gevat om reg maklik. So dit kom neer op Jy moet oefen. Jy moet oefen. Ja. Maar dit beteken die ANC het basies gegaan. Okay. Ons kan die uitvoerende gesag redelik beheer oor hê. Bedoeling is ons kan die Unie gebou aan, maar die parlement het ons nie beheer oor nie. So ons gaan soveel as moontlik goed uit die parlement uithou. En ons gaan dit skuif na die Wat beteken dit in die praktyk? Gaan ons net nie meer wetgewing deurvoer nie? Ja, jy gaan sien meer regulasies. Dis hoe dit werk. Wat is die verskil tussen regulasies en wetgewing? Wetgewing moet deur die parlement goedgekeur word, dit moet deurgestem word, dan word dit 'n wet, maar alle wette sê dan maar die minister kan regulasies uitvaardig wat die wet help interpreteer. Dan moet jy nou deur die regulasies voldoen aan die wet. En die ANC doen dit al 'n rukkie, want hulle hou nie baie van die wetgewende proses nie, maar ek dink ons kan sien dat en jy sien dit nou uitspeel met die sektorale teikens en daai goed. Nou skuif jy baie meer regulasie toe, want dan hoef jy die parlement toe te gaan nie. Dit is die minister alleen wat sê, ek dink die en dit is hoe. Kan jy dit op dieselfde manier wat jy wetgewing sou kon betwis, sê regulasies op dieselfde manier in die howe kon betwis? Jy gaan moet hof toe gaan. Ja, die parlement kan nie net regulasies betwis nie, maar hulle kan die wet gaan verander om die regulasies onmoontlik te maak. Maar dis 'n lang proses. So dit kom neer op 'n minister regulasie uitgee, dan is die hof omtrent al antwoord. Dit is my kommerwekkend, want van tevore as mens praat na al die verlore ANC jare en die staatskapingsjare wat daar in die parlement 'n gebrek aan oorsig was. Dit was, ek dink by die Sonnekommissie het dit nogal baie uitgekom dat die parlement, die LPs, baie LPs, nie almal nie, baie LPs het daar gesit en hulle het net God se water oor God se akker laat loop. Nou is die ander opsie, nou is ons bietjie minder LPs aan ons kant, so nou moet ons uit die parlement bly. So eers het die parlement net eintlik bietjie op sy hande gesit en nou
sideline ons die parlement. Ja, hy sou ontduik eintlik Hoekom alweer het ons dan 'n aanspreek. president? Hoekom is dit demokraties in Suid-Afrika? As ons nie wil Is dit dan dit? Nee, ek dink dis die punt. So niemand hou daarvan as daai ons nou kyk in wie se sakke is jou hande nie, want dit is prakties wat hulle moes doen. En dis net die ANC wat hulle het lankal begin om die parlement bietjie te systak. Ek actually al onder Zuma, want die caucus het teen hom gedraai, so die parlement het nie van hom gehou nie. En toe sit nou is dit al 'n bietjie moeilik. Nou wil jy wil nou 'n ding deursit want jy wil steel en almal verstaan dit. Want nou is daar een of twee eerlike ouetjies daar wat nou gaan nee, ek kan nie vir dit stem nie. En Zuma het nie baie geduld vir dit gehad nie. Gaan luister. Dis hoe dit werk. So toe het hulle al begin dit beweeg eintlik heeltemal uit die staatsmasjinerie uit na Letoile huis toe. Uiteindelik was dit Letoile huis het regeer. Dan het hulle vir die Unie gebou opdrag gegee. Hierdie. Nou is jy by number 1. Ja, die parlement is 'n moeilike plek nou vir die ANC, want jy moet nou actually compromise hier. Maar wat vas is jy is president, jy het dit, die president het breedvoerige magte en jy het sekere ministers en hulle is nou meesters met kyk met hoeveel kan ons wegkom voor ons vennote kwaad raak. En hulle het regtig ver gekom as jy in ag neem. Hy het die onteieningswet geteken sonder om die minister wat dit moet implementeer te laat weet hy teken dit. Dit is altyd pret. As jy gebel word deur die joernalis, wat dink jy van die president wat dit geteken het? Dis nee, 'n grappie julle. Vind dit uit. Ja, en ek meen met die Bella het die DA-minister ook nie eens opgedaag vir die ondertekening nie. Presies dit, ja. Ja, so dan was 'n klomp sulke goed. Ja, maar hy het seker nog dink niemand gaan in elk geval opdaag nie, so ek hoef nie vir die tyd te laat weet nie. Dalk net mors my airtime en ek sê vir hierdie minister en hy daag in elk geval net op. Ek wil kom ons sê dis dit. Is dalk om die belastingbetaler geld te spaar wat hy besef het. Ons gaan nie nou weer 'n reserved op Ja, ons gaan nie groot fan vir dit. Dit is ongemaklik. Ek kan nie weer filosofie gebruik om in te kom nie. So nee, dis net baie meer die ANC het hulle soontoe geskuif om die parlement te vermy, want hulle paar flirtasies met die parlement het sleg gegaan. Hulle het toe uitgevind nou moet jy vir Herman vat en dan vind jy uit Herman weet nie eintlik waarvoor hy stem nie, so dis die ou klassiek teken net daar, moenie teken net daar. Moet die fynskrif lees. Ja. Vertrou my. Okay, so maar ons nou Roman Machado was baie stil die laaste ruk. Ja, sy het nou ons verdwyn. So goed, ons het nou gepraat oor dan nou die ANC se posisie binne die regering van nasionale eenheid en hoe dit nou vir hulle later voel ons hulle uiteindelik. Ek dink dit is As jy die ANC is, het jy 'n goeie jaar agter jou. Jy het 'n goeie jaar, maar ek dink jy hoor closing time speel. Ja, ek dink jy begin al hoe meer in 'n hoek ingedruk word, soos dit kom al hoe Hulle is nou daai mense wat al paniekerig begin kyk na die snacks van die partytjie is amper klaar en jy moet nou soek na wat kan ek saamvat, hoeveel pas in die handsak. Dis min of meer waar hulle nou trek, as hulle begin die musiek hoor, die ligte begin half aangaan. Ja. En hulle die eerste jaar was goed. Hulle het pretty much net voortgegaan asof niks gebeur het nie. Maar daar is nou sulke aanduidings dat ouens dinge verander. En Enoch is die eerste een wat daar aangekom het, hare wind verwaai het met wat was dit? Ja, winde van verandering. Wat is hierdie? Dit is amper die proefkonyn van wat kan ons verkeerd loop. Ja, dis ons goeie geval Vra die van minister van finansies. who moved the cheese. Presies So dit. maar sien of hulle besef who moved the cheese. Nee, wel, ja, kom ons Is die ANC se cheese gemove? Is die DA se cheese bietjie meer gemove? Hy is bietjie Ja, so hoe lyk die DA nou 'n jaar later? Uiteraard 'n lekker paar ministers poste gekry uit die hele ooreenkoms uit. Natuurlik van die prominentste ouens het ons dan nou by binnelandse sake en ons het by landbou en ons het wat is Mokveersen se openbare werk. Openbare werke. openbare werke. Dis hulle drie, né? ja. En onderwys, die vier, yes. Yes. Ja. So ons het uiteraard al daar 'n paar goed ook sien gebeur, vinnig goed wat gebeur, sien hom veral Leon Schreiber by binnelandse sake, daar het ons 'n paar suksesse en goed gesien. Ons het dit ook sê maar aanvanklik by van die ander ouens gesien en daar was gemengde gevoelens oor John Steenhuisen maar dan 'n minister van landbou geword het. Maar ek dink dit is oor die algemeen was al versigtige optimisme daaroor. So As minister van landbou. ja. Praat ons nou oor die DA se ministers of praat ons oor John Steenhuisen as leier van die DA want ek dink daar's die party groot verskille tussen daai twee. Maar ek dink dit is wat ons ook besef het en ons het ook al daaroor gesels is om 'n minister en 'n partyleier te wees en die uitdagings wat daarmee kom en wat ons gesien het wat die Vryheidsfront Plus gedoen het en die twee van mekaar geskei het en ek dink mense kan daar amper al sien dit het 'n verskil gemaak. So is dit die DA se probleem 'n jaar later is dat Het die DA 'n probleem jaar later? dis 'n mixed bag. Ek dink hulle het nie reg gekry wat hulle wou tot dusver nie. Wat sou wees? Wat was net om enigstens aan die ekonomiese beleidkant te kan raak van die ANC. Bedoelende,
Hulle is in want dit gegaan, alright, Karels, ons kan nie aangaan op hierdie Oos-Berlyn pad nie. Ons moet ekonomiese hervormings bied. En dis hoekom hulle die groot gewag het vir die begroting. Hulle het intussen basies Bella geoffer, onteiening so bietjie geoffer gegaan. Ons gaan nie so hard op dit beklei nie, ons gaan nie uitloop nie. Ons staan vir die begroting en toe kom die begroting en toe gaan die ANC rondom hulle eers. En uiteindelik het hulle nou inspraak in die begroting gehad, maar die probleem is 'n jaar later en die ekonomie lyk nog presies soos onder die ANC en jy het nou verskerpte rasregulasies en al daai goed. So die DA gaan moet mooi vra oor het ons regtig ekonomiese impak gehad wat ons wou. Kry ons dit reg? Terselfdertyd het hulle, moenie misverstaan, hulle het houe by hulle kiesers gevat, soos die ANC ook het, maar harde houe gevat op sekere goed. En die idee is, maar as ons nou ministers het wat wys hulle kan goed regeer, want dis die positiewe kant. Is mense ervaar ook skielik by binnelandse sake hoef ek nie 'n coolback te pak as ek gaan nie. Absoluut fantasties. Dis wonderlik. Dis al klaar wen. Dis al klare wen. So dis die trade-off is jy het nou actually ministers in die kabinet, in die regering wat wys kyk ons kan nie goed, dit kan beter wees. Dis die voordeel. Die negatiewe is hulle het nog nie regtig baie die ANC van koers verander gekry nie. Nie weet. Wat betref die ekonomie? Wat betref feitelik alles. Want ek hoor nou wat jy sê, jy hoef nie met die coolback binnelandse sake toe te gaan nie. So nou kan jy 'n bietjie vinniger jou ID kry, maar jy is nog steeds vir die laaste 10 jaar werkloos. Dis die probleem. So nou het jy 'n pragtige nuwe smart ID en jy het op 'n netjiese stoel gesit en jy hoef nie braai te betaal om dit te kry nie, maar wat het dit jou gehelp? So jy SASSA geld kan gaan haal. Ja, dis die ding. So werkloosheid is weer op. En veral waar die DA, dink ek het onderskat het in onderhandelings is hoe belangrik internasionale beleid gaan wees. En hulle het wel tot en met die light show in die Withuis, het hulle nou nie te veel invloed gehad nie, maar nou weet, ek dink John weet al, hy kan die kabinetsvergadering as Cyril begin praat internasionale beleid, dan dim net daai ligte so bietjie rond. Remember. Nee, sy Mufasa stem. Ja, dis is 'n trigger. Mense begin dadelik 'n bietjie sweet. Ja, maar dis nou die vraag is, as jy gaan kyk, ek dink hulle sou meer wou doen in 'n jaar met die munisipale verkiesing. Hulle het nie die ANC kon roer op meeste goed nie, maar terselfdertyd, ek dink nie kiesers is of hulle vies omdat hulle daar is nie, want terwyl hulle hierdie aan die gang is, het sê die Bing Idols wenner Malema ook gegaan met, verstaan gou mooi, wanneer ek in bewind kom, gaan ek al die wit mense doodmaak, en ek dink regtig is wat ons moet doen. En nou gaan hulle by, okay, so ons kan Cyril hê of Idi Amin, ons moet kies tussen die twee. En dan gaan hulle nou maar, alright, ons is nog steeds, want dit is wat mense moet vergeet, is die DA is in die GNU, nie om ANC-beleid te keer nie, maar om EFF-beleid te keer. En solank as wat die EFF-beleid daar buite is, gaan dit amper altyd vir hulle swaarder weeg, dat ons moet hier bly. So die ANC se beleid is erg, die EFF se beleid is erger. Ja, dit is... Ja, as hulle daarom amper hulle dien as 'n buffer tans, tussen waar jy het nou hierdie RNE en dan die ander opsie was, soos die DA het genoem met 'n Doomsday Coalition, waar as hierdie argument is, dan is dit 'n one-way. Dan gaan dit vinniger af. Maar nou is die ding, jy gaan moet ergens weer verrekening begin doen. As jy sit met 0,1% groei en werkloosheid is weer op, is nou oor die 40%. Dan op 'n sekere punt gaan jy begin skade ly, want jy's nou aan daar gaan die goed. Jy's nou deel van die kabinet wat dit doen. So ek vermoed, net soos wat die ANC agterkom die ligte gaan aan, kom die DA ook agter. En die ligte is besig om aan te gaan. En nou kan hulle sien wie hulle geslaan. Daai tipe ding. So hulle het vasgebly die eerste jaar, dit was naskraap. Ek dink hulle het so 6 maande na 'n jaar oor waar hulle gaan, as daar nie wesenlike verandering van die ANC se kant af kom nie, dan is dit he's just not that into you situasie, en dan gaan jy moet gaan, okay. Dan moet ons vir ons eie onderhoude moet ons hier uit. Selfs al regeer ons ministers goed, maar hierdie choppers hulle gaan nie verander nie. En dan moet hulle maar bietjie voel, maar dit gaan op ekonomie wees. Dit gaan nie op 'n ander saak wees sommer nie. Hulle gaan op dit. Maar dis wat nou, ek dink wat nou eintlik ook begin gebeur. So ons het nou gesê, so mense sê dalk Leon Schreiber het goeie werk gedoen en wat ook al. McPherson met die onteieningswet, aanvanklik hy nie geweet het gaan geteken word nie, maar toe het hy nou by NAMPO uitsprake gemaak wat mense nogals ongemaklik gemaak het. Toe die DA gekom en gesê hoor die man nee, ons het weer hierdie resolusie aanvaar, ons is heeltemal teen vergoeding. Ons het hierdie hofsaak ook daarteen gemaak. So ek dink dit gaan baie afhang van wat met die hofsaak ook gebeur en tot watter mate jy dan nou eintlik invloed hier, al is dit dan nou deur die howe, tot watter mate jy invloed hier kan uitoefen. En dan dink ek met onderwys, verstaan, die Bella-wet toe nou deur en daar niemand lei eintlik nou maar verder op wat nou daar gebeur in terme van Sifiwe nie. Die regulasies moet opgestel word. Maar nou as mens kyk dan nou spesifiek na John Steenhuisen, so ek meen hy is die leier en hy is dan nou die minister van landbou wat vir baie mense
al twee belangrike goed is uiteraard. En hy was ook in die Withuis gewees en toe sit hy begin sweet, toe sê hy over to you John en Who is John white? het gesels het. En ja, as mense so rondkyk, uiteraard is sosiale media nou nie Goeie barometer. ja, maar daar is kritiek teenoor hom want mense wat voel maar hier was jy op die wêreld verhoog. Dit was die absolute beste geleentheid vir jou om daar 'n impak te gemaak het en jy moes meer gesê het oor Ja. plaasmoorde. Wat hulle voel hy nie gedoen het nie en dan nou wat nou baie onlangs gebeur het is Roman Kavanagh sy stafhoof wat dan nou finaal die trekpas gekry het. Dit kom ook Just 6 maande. Ja. Wat hy eintlik kort nadat hom aangestel het gesê okay nee, sorry ek het 'n fout gemaak nadat daar nou baie public outcry was. Die ou Vegas hier wil ek So ja, hoe lyk John se posisie en watter mate het dit 'n invloed op die DA se algehele? Kyk, jy sien dit met die IFP ook. Dis nie actually moontlik om 'n partyleier en 'n minister gelyk te wees nie. En die Vryheidsfront het dit ook so 'n bietjie beleef. Dis twee voltydse werk. Absoluut. En- As jy dit ordentlik wil doen, is dit. Presies dit. So vir John is die uitdaging net bly hy is albei en ek verstaan hoekom jy wil die leier in die kabinet hê. Maar hy kan nie by albei uitkom nie. En dan al wat daar gebeur is hy het so 'n bietjie die politiek vergeet, kan jy sien, hy doen nie meer so harde DA politiek nie, maar gelukkig is Helen daar om te herinner elke nou en dan oor wat is ons eintlike posisie oor goed. Maar terselfdertyd van al die DA ministers is hy's een van die wat nie so goed by landbou doen actually nie. Ons het meer verwag, meer landelike veiligheid sou nou geprioritiseer word. Jy sou baie harder oor AGOA beklei het. Daar was dit nie veel uitsette wat mense kon sien nie. Of 'n bilaterale ooreenkoms vir uitvoere van graan ensovoorts aan die gang kon kry. En hy kom ook nie lekker daarby uit en dis net te veel. Dis die ding. Jy gaan nie by albei uitkom nie. Ek Dit ondervind maak hom met alle liefde as 'n afwesige minister van landbou. Ja, dis die ding. So ek weet nie, hy's duidelik baie besig met regeringssake en miskien kyk ek nie op die regte plek nie, maar ek probeer regtig hard. Ons het 'n enorme back and closure krisis. Ons het die voëlgriep, ons het die invoere. Ons het AGOA wat in die weegskaal is en dit voel vir my die DA se media masjien is great. Ja, nee, dis waar. Daai mense kan 'n veldtog hulle kan hom daar buite kry. So dit voel vir my dis nie 'n gebrek aan die boodskap kom nie by mense uit nie. Dit voel vir my dat jy is nie 'n boodskap nie. Waar is jy? It's too much. Dit is wat dit neerkom. Dis net die hele tyd vingeretes en goedjies en dan en dis die ding van 'n minister wees. Dit is die hele tyd. Dis vingeretes en nog goed. Dis regtig hulle kom nie daarby uit nie. Vryheidsfront het dit vroeg genoeg besef en gegaan, "Wow, alright, hang aan. Ons gaan moet hier 'n politiek bedryf aan die een kant en kabinet wees aan die ander kant." Die IFP gaan dit nog ook besef want hulle het ook verdwyn want Klabisa is net ook doodstil. Hy's net besig met regeer skielik en dit is 'n moeilike posisie en dit is een van die plekke waar die DA sag is. Daar's altyd kritiek teen enigiets wat jy doen, maar die kritiek begin opbou na waarom is julle presies hier? Wat doen julle? Veral van die regterkant af is daar 'n element wat baie ongelukkig raak wat sê, "Hey, jy's nou landbou, maar ons sien jou nie." En ons dink jy verdedig ons meer so lekker nie. Ja, en as ons jou sien dan het so amper al 'n kriewelrigheid oor. Wat gaan jy sê? Wat ons hoor. Maar dis nou die vraag, as hulle gaan met daai verrekening doen, sê hulle is nou deur die rofste tyd en die ANC is op die punt om te begin dalk selfs verander. Maar nou moet die DA self dink, okay, hoe lank byt ons nog vas? Want ons begin skade vat van ons tradisionele kiesers af. Gaan dit nuwe kiesers ontsluit? Ek gegee Suid-Afrika se geskiedenis twyfel baie sterk of dit gaan doen. Maar dit is maar waar gaan jy wees en dan moet jy ook nie buite rekening laat nie as jy sag word van die regterkant af van jou tradisionele Afrikaner gebiede is die Vryheidsfront skielik in 'n posisie om actually daai steen by jou af te vat en weer te swizer en dit is wat hulle vrees dink ek wat hulle regtig Niemand wil vrees. geswizer word nie. So ek vermoed net soos wat daar in die ANC was daar nou 'n baie harde gesprek aanvanklik maar dit begin nou stuur na ons gaan dalk moet verander. Stap 1 van die 12-step situasie ensovoorts. Ons het 'n probleem. Ons het 'n probleem. Daar's elemente, daar's nog steeds die ouens wat dit nie doen nie. By die DA is die gesprek baie moeiliker met hoe lank gaan ons nog wag vir hulle? Hoe lank gaan ons nog wag dat hulle verander? Veral in Gauteng moet dit moet baie moeilik wees want hulle het filosofie ingestem as premier en hy het dit al vergeet. Hy het volledig blaas hulle die water uit, hy noem hulle allerhande vreemde goed, hy maak asof hy alleen regeer, en dit raak al hoe moeiliker om te gaan, kerels, hoe lank, hoeveel aande nog moet ons nou alleen sit met die lampie aan in die boek en wag?
wat hy terugkom. 'n ander leier wat natuurlik ook waar dit geval is van minister en leier is Gayton McKenzie. So ons het nou oor die VP en die DA en die Vryheidsfront Plus en al die ouens wat se leiers dan nou ook ministers is. So waar trek ons dan nou in terme van die PA en van Gayton, hoe lyk dinge in terme van hulle steun en wat hy doen en wat hy sê en uitsprake en kom hy by sy minister goed en by sy partyleier goed uit? Ek dink hy is een van die ouens wat die meeste sukses gaan put uit die GNU uit en dis net weens die feit Gayton se persoonlikheid is die PA. Hy dra en hy het dit reg gekry om glad nie 'n skeiding tussen regering en politiek te maak nie. Hy worry nie daaroor nie. Hy doen Ja, as hy as minister opdaag, daag hy eintlik ook as leier op as PA en hy koördineer die twee goed. Wat eintlik is wat jy moet doen. Jy moet nie so pedanties wees op nie. Nou sit minister. As jy in 'n koalisie is, dit moet tog nog vir jou 'n baat hê erns. So Gayton hy het net meer prominensie gekry, hy kry meer geleentheid om te praat en mense hou van hom. En hy sê nog steeds die goed wat sê nou maar omstrede is en wat mense sou dink, okay, ja, as jy nou minister is, mag jy dit nie meer sê nie, maar hy sê dit nog steeds. Hy sê dit ruiterlik, hy het homself nie laat terughou nie. So ek dink hy is een van die wenners uit hierdie situasie. Hy het die geleentheid aangegryp en hy het besluit ek het twee rolle, maar ons gaan dit een netjie maak en ons gaan groot. Sport is wel 'n effe makliker portefeulje. Ja, toegegee. Dit is een wat jou baie meer geleentheid gee vir publieke geleenthede wat mense kyk. En vir positiewe publieke geleenthede. Ja, dit word mos as die versoeningsmiddel en al die dinge gesien. Ja, ek dink daar's flaters ook as mense nou dink aan is dit Natie se Paul gewees en jy is al daai weet daar is ruimte vir flops. Dit is so, maar as jy hulle mooi kies dan dink ek kan jy sy Paul het daar 'n meis gebaar, ja. Nee, dit is presies dit. So dit is 'n baie ander tipe portefeulje. Jy kan opdaag by 'n Springbok game en dan die media gaan jou na die tyd bietjie praat. Weet dan hulle is eintlik bly om jou daar te sien. Presies dit. So dit is 'n dis 'n baie lekkerder ding. Die vorige ou wat besef het hierdie is 'n portefeulje waar jy maklik kan Razmataz is vir Kilian Balula wat daar was wat dit absoluut baie suksesvol verander het in SG van die ANC word. So dit is 'n lanseerplatform vir 'n minister as jy dit reg toepas. En Gayton gebruik dit baie goed. So ek dink die PA is een van die wenners. Hulle sal graag wil hê die GNU moet aangaan. Dis ook hoekom ek kan probeer nou dink op watter kwessie sal Gayton actually uitloop en ek kan nie aan een regtig. Ja, mense, hy was uit die staanspoor was hy baie eerlik daaroor. Dus hulle wil hier in. Ja. En selfs met die begroting gewees. Hy sê nee, ons hou nie van die begroting nie. Ons hou nie van dit nie, maar ons gaan nie maar hierdie doen vandag want dis wat ons moet doen. Ja, hy het nou klaar vlugtige boek en alles. Dit voel vir dit kleef nie eintlik aan hom. Dit sê dat hy in 'n verswakte posisie is of enigiets. Nee, hy het net so luister guys, hierdie is wat nodig is om nou gedoen te word en maar dis sy persona. Absoluut. Hy het voor die verkiesing ook gesê dis hulle gaan nie met die ANC saamwerk. Hy sê ek gaan met enige saamwerk. Ja, en soveel woorde. Letterlik reguit net, dis baie Trump-agtig amper met die hy's so eerlik jy glo hom. Daai verstaan is so wat? Hy sê wat ons gedink het. Ja. En hy sê nee, ek gaan vir wie ook al vir my mense help. Ek gaan met enigiemand saamwerk. Ek gaan met die EFF saamwerk met MK. Ek het nie voorbehoude op sulke goeters nie. So dis naakte rou pragmatisme en dit werk baie goed want dan beteken dit jy's nie verknog aan enigiets ideologies of so nie. Wat ook al die beste gaan werk. 'n bietjie spasie om rond te beweeg. Waar jy dan met iemand staan. Ja, nee, dit doen ons. Dit is waar. Maar kan mens dan nou 'n jaar later, is nou 'n jaar later, kan mens nou al sê RNE of RNE of kort ons nog bietjie tyd om te sien of gaan hierdie RNE word? Ek dink ons is RN miskien. Ja, dalk is ons daar by RN so by Gnybi. Want aan die begin was dit baie positief en daar was regtig geleentheid vir verandering. En toe jongens mos die golf gery het. Ja, kyk, en toe true to form het die ANC nie 'n geleentheid gemis om 'n geleentheid te mis nie. Hulle het seker gemaak ons gaan verval terug in die ou weer en niks van dit nie. So waar ons baie positiewer was, is dit nou na is my nou maar dophou. Maar ons kyk of ek dink die volgende 6 maande gaan bepalend wees, veral as jy in ag neem die munisipale verkiesing kom volgende jaar en baie van daai kleiner koalisievennote soos die DA, Vryheidsfront selfs ook en ensovoorts gaan moet 'n baie vinnige sommetjie doen oor gaan ons meer steun kry of minder deur in hom te wees. Ja, mense wonder of daar dan voor die verkiesing 'n hulle moet dit doen voor die munisipale verkiesing. Hulle moet dit doen voor die veldtog amper begin. So dit beteken Januarie, Februarie volgende jaar moet jy al uit wees. Maar dan kan jy vir die volgende 6 maande alles wat fout gaan blameer op mense. Anders is jy die een wat daar staan en 'n maand voor die tyd moet verduidelik hoekom
Ja, jy was dan 'n Amerika. deel hiervan. Ja, wat maak die Blackhawks in Pretoria? Daai tipe vraag as Amerika nou Aldous Julius besluit om ons in te val. So Waarom sou hulle? nee, van hulle is jaloers. Om die Afrikaners te kom haal. In 'n geval. So nee, so dit is jy ek dink jy het 6 maande, maar meeste van die partye het ek dink hulle het nou hulle lyne vasgemaak wel. Die DA het duidelik gemaak is op ekonomie wat ons sal die ding sink. Nie veel anders nie. Die Vryheidsfront het so bietjie begin nou regstuif maak op minderheidsregte, maar spesifiek ek dink Bella gaan 'n knelpunt word bitter binnekort want daar's nog nie regulasies nie. Minister Sloer, sy het gesê einde Februarie en is nou Junie. En die plasings kom. En daar kom 'n smash daar. Onteiening is nog op pad hof toe. Dit gaan en dan die groot olifant wat net buite die vertrek staan is die NHI wat so 'n bietjie inloer elke nou en dan. En daai Die minister wat met sy lewe sal verdedig. ja, ek is ook gemaklik daarmee dat hy dit met sy lewe verdedig. Doen dit minister. En jy van 'n staatshospitaal gaan doen, ja. So lank is die dinge, so lank die ouens wat opdaag staatshospitaal manne. So dit ek dink die volgende 6 maande gaan ons nou weet. Baie is op die fence. Fascinerend genoeg dink ek die ANC ten spyte van alles wat ons lees en so het ergens begin besef kerels ons gaan nie sonder die en die niks anders nie as dit die feit dat nog in die locker room ingeloop het en net begin huil het dat hulle besef het wat is die dit is nie meer wat ons gedink het daar buite nie. Ja. So daar is in die NEC en so voort 'n verandering na hier ons moet dalk bly of hulle wil vir Julius inkry, maar Julius is nou so Taylor Swift konserttoer op pad. Hy gaan moeilik wees om nou in te kry en MK is besig om in te plof nog steeds, is lieflik. So kom ons kyk 6 maande, dan sal daar 'n paar skuwe wees vermoed. Jy het 'n jaar terug gesê die boot gaan skud. Hy is besig. So oor 6 maande gaan hy meer skud of minder skud. Wel, hy gaan of gesink het of hy gaan minder skud. We doen net 'n genoeg boot. So 'n boot wat gesink het So die skip. antwoord is ja of nee, Connie. Die antwoord is ons gaan nog 'n paar skokke en skutte beleef tot daar kom nog 'n paar groot goedjies. Die begroting was een van dies. En dan groot golf wat geslaan het en hy het 'n paar ouens oorboord gegooi. Enoch het geklou. Enoch het geklou. Dit was rof. Dat 'n paar ouens aan boord gegooi ook, né? Inderdaad so. Wag 'n oomblik. Pas die pad. Hy het die boot ingeswem. Hy het ingeswem opgeklim sonder 'n kaartjie. So nee, die boot gaan skud, maar ek dink ons het altyd gesê hy het so 1 jaar en 'n half, 2 jaar rakleeftyd. As die ANC nie wesentlik verander nie, dan vermoed ek gaan die GNU bootjie ten minste sink. Vir ons as Suid-Afrika, ek sou byt vas. Ek dink ons is nog nie, alles is nog nie verlore nie. Daar's nog baie positiewe goed wat kan gebeur. Skeerbyk het ingetree, maar daar's so ja, het nou 'n bietjie nat. Die boot het geskit. Dinge is rof, maar byt nog 'n bietjie vas. Daar's nog lewe in die perd. Bly op die boot. Bly op die boot.